As jy dink dinge gaan kalmeer in jou gunsteling storie, dink weer. Hierdie week is vol drama, verraad en 'n paar skokwendinge wat jou op die punt van jou stoel gaan hou. Ek's Jacques en jy kyk na TV-praatjies, die plek waar ons al die sappige drama en skokwendinge van jou gunsteling reekse bespreek. As jy hou van intriges, romans en onverwagses, maak seker jy subscribe en druk daar die klok-ikoon sodat jy niks mis nie. Kom ons duik dadelik in met die voorsmaakie van 31 Maart tot 3 April. Jy wil dit nie mis nie. Maandag 31 Maart, Sanet ontmoet vir Fourie se ex-vrou. Dit lyk my Sanet kry net nie 'n blaaskans in die liefde nie. Eers moet sy oral skoets vir Dominee Ben se dogter wat heeltemal die klits kwyt geraak het, maar nou moet sy ook nog vir Fourie se ex trotseer. Gaan sy uiteindelik haar eie geluk vind? Ek twyfel, maar ons moet wag en sien. Intussen daag Renay vir Gys uit. Weet julle, ek weet nie hoe julle voel nie, maar ek glo nie Renay en Gys is 'n goeie kombinasie nie. Was ek enigste een wat gehoop het Zella en Gys gaan die knoop deurraak? Ja, Zella het haar foute, baie groot foute, maar kom aan, sy en Gys het daarom 'n vonk gehad, en as sy vir Renay se lewe 'n bietjie moeiliker gaan maak, gaan ek nie kla nie. Dan het ons vir Pam, wat inloer by Sk Investments om te kyk wat daar aan die gang is. Ek kyk moeilikheid, en ek hou daarvan. Dinsdag 1 April, dit lyk of Bianca haar verhouding met Jovan probeer regmaak, maar sal Jovan haar vergewe? Dis 'n moeilike een. Zelda aan die ander kant vertrou vir Kelsey heeltemal. En laat ek jou sê, dit gaan 'n groot fout wees. Soms is dit net beter om versigtig te wees en ek dink Zelda gaan dit op die harde manier leer. Intussen word Carla onkant betrap. Woensdag 2 April. Carla is bekommerd oor haar verhouding met Lucas. Dit was nog nooit smooth sailing vir die twee nie. Wat dink julle? Was Jovan en Carla beter of moet sy en Lucas deurdruk? Jovan is skepties oor Bianca se terugkeer en ek verstaan hoekom. Dis tyd dat Jovan mense rondom hom het wat hom eers stel. Maar kan hy sy ma vertrou? Ek weet nie. Ek hoop net nie hy eindig met groot teleurstelling nie. Dan is daar Zelda wat haarself in 'n donker plek bevind. Donderdag 3 April. Die week sluit af met 'n bang. Zelda kom uiteindelik agter wat die waarheid oor Kelsey is en ek is hier vir daardie drama. Renay gee vir Lucas raad, maar kom ons wees eerlik. Renay kan nie eens haar eie raad volg nie. Hoekom sou Lucas nou vir haar luister? Dan, net toe ons dink, dinge kan nie meer juicy raak nie, vertel Letty vir Sanet en Pam van Gys en Renay. Ek wil Pam se reaksie hierop sien. Hoe gaan sy hierdie nuus verwerk? Die tonge gaan beslis klap. En daar het julle dit. 'n Week vol drama, skokke en skinder. Wat dink julle? Stem julle saam dat Zella en Gys 'n beter match was, of is Renay en Gys dalk die regte paartjie? En hoe dink julle gaan Pam reageer op die nuus van Gys en Renay? Los je kommentaar hieronder en kom ons gesels. Moenie vergeet om te subscribe vir nog voorsmakies en drama nie. Druk die like knoppie en ek sien julle volgende keer vir nog 'n kindersessie. Tot dan, bly ingeskakel.